Goeienaand. Kom ons lees verder uit die volgende gedeelte in 1 Petrus, hoofstuk 1 vanaf vers 3. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis, wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Verheug julle hieroor, selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerhande beproewings, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud, goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets, en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus. Hom het julle lief, al het julle hom nie gesien nie. Deur in hom te glo, al sien julle hom nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is, en dit vervul julle met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. Tot sover, kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanaand uit u woord kan lees. Dankie dat ons hieruit ook kan hoor dat ons deur u seun Jesus Christus en deur sy opstanding ook deel het aan die nuwe lewe, die onverwelklike en onbesmetlike, onverganklike erfenis wat u in die hemel vir ons in bewaring hou. Here, ons bid dat wanneer ons in hierdie wêreld ook vir 'n kort tyd in beproewing mag wees, sodat die egtheid van ons geloof getoets word, u vir ons deur u gees en woord die krag en die genade sal gee om te volhard en standvastig te bly. Bewaar ons dan vanaand, bewaar elkeen van ons dierbares, wek ons weer môre op, Here, met dankbaarheid teenoor u en die wil en die begeerte om u met ons hele lewe te dien. Amen.